is hartlik welkom vanmôre by die erediens. Mag die Here ook deur sy Gees in elkeen van ons harte spreek en werk. Kom ons staan asseblief vir die uitspreek van die groete en ook die lofsang, broers en susters. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Psalm 66 vers 1 en 2. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie
vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort. As ons luister na die wet van die Here, broers en susters, erken en bely ons, dan staan ons skuldig teenoor God en teenoor mekaar. Ons bely dan ook ons skuld met die sin van Psalm 64 vers 2. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely dan ons geloof in hierdie God, saam met die kerk van alle eeue, elkeen in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bely dan ook ons geloof in die drie-enige God, broers en susters, met die sin van Gesang 242 vers 4. Amen.
aspek van gelowige wees wat ek dink waarskynlik baie verwaarloos word deur ons as gelowiges, is daardie aspek waar die Here Jesus vir ons sê ons moet sy getuies wees terwyl ons hier op aarde is. Ons moet sy getuies wees. Ek dink een van die redes waarom ons dalk hierdie aspek so 'n bietjie verwaarloos, dat ons nie noodwendig die getuies is wat die Here Jesus Christus van ons vra om te wees nie, is die feit dat die gelowige mens dalk onseker is oor presies wat dit beteken. Wat behels dit? Waaroor gaan dit? Waaroor moet ek getuig? Waarvan moet ek getuig? Teenoor wie moet ek getuig? 'n mate van onsekerheid, presies wat die Here Jesus Christus dan van u en van my vra. Miskien is daar nog 'n ander probleem ook as dit kom by die saak van getuienis. En dit is dat ons dalk selfs 'n bietjie onbekwaam voel. Nie goed genoeg toegerus voel om getuies vir die Here Jesus Christus te wees. Miskien omdat ons nie noodwendig altyd weet as ek met iemand praat oor Jesus, waar begin ek, waar trek ek, waar eindig ek? Vanmôre wil ek kortliks in die prediking kyk, broers en susters, na hierdie eerste punt wat ek geoprig. Wat beteken dit? Wat vra dit van my? As die Here Jesus sê, ons moet vir hom getuies wees in hierdie wêreld. Waarna verwys dit? Hoe moet ek dit doen? En ek wil vir ons vanmôre lees 2 gedeeltes, broers en susters, uit die woord van die Here. Ek lees vir ons uit Handelinge hoofstuk 1, die eerste 9 verse daarvan. En dan lees ek ook vir ons uit 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 5. Ons lees eers uit Handelinge 1, vers 1 tot 9. Die eerste verhaal, Theophilus, het hy opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy verkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee, aan wie hy ook na sy lyding om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, lank na hierdie dag. Nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oop weggeneem. Dan lees ons ook 'n paar verse uit 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 5. Die opskrif vir hierdie gedeelte is die aard van Paulus se prediking in Korinthe. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid. Want ek het my
swakheid en in vrees en in veel beding. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sal bestaan, maar in die krag van God. Sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ook so in die hart bewaar. Broers en susters, kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe, die eer en die lof en die aanbidding van ons harte en ons lewens. Want U is die Almagtige, die Skepper en die Onderhouder. U is die enigste ware lewende God, Here, wat oor die mens en die ganse skepping beskikking besluit. U het uit niks uit nie alles geskaap. En U onderhou dit steeds elke dag. Ten spyte van die mens, Here, wat soveel dinge verwoes en vernietig daarbuiten. Wat nie altyd mooi en verantwoordelik met die skepping wat U aan ons toevertrou het omgaan. Ons bely U as die God wat elke lewe gee en wat elke lewe kom haal. As die een wat 'n woord spreek en dit gebeur, Here, soos wat U dit wil hê. Teenoor U staan ons nietig en klein, sondig, Here, onvolkome en onvolmaak. Soveel kere, juist dan ook, o Vader, wat ons niks kan doen en kan verander aan ons eie omstandighede nie, maar ons magteloos staan teenoor die dinge wat om ons en met ons gebeur. Maar dankie dat ons die Almagtige ken, die een vir wie niks onmoontlik is, en dat ons dit wat daar in ons harte is, o Here, voor U kan neerlê. Ons dank U daarom vir hierdie oggend, Here, vir hierdie geleentheid, om saam as gelowiges, as gemeente byeen te wees, rondom U woord. Ons dank U vir hierdie geleentheid, Here, om ook in die gebed tot U te kan nader. U ken ons harte, o Here, U ken ons omstandighede. U ken elke mens wat hier sit met naam, U ken elkeen se hart. En U weet van alles wat elkeen moet deurmaak. Daarom weet U ook wat vir elkeen van ons die beste is. Daarom bid ons vra ons, Here, dat U dan ook so in elkeen van ons se lewens teenwoordig sal wees deur die Gees, Here, dat U ons sal aanraak, dat U ons sal lei, dat U ons sal vorm om te wees U disippels hier op aarde, getuies van Jesus Christus. Ons bid vir U kerk hier op aarde, Here. U kerk wat onder baie moeilike omstandighede en wat steeds moeiliker word, waarlik kerk moet wees. In alles gehoorsaam wees aan U woord en die waarheid van U woord. Ons bid dat U die verkondiging van U woord in hierdie oggend U sal seën, Here, reg oor die wêreld heen. Ons weet dat die woord gebring en verkondig word deur nietige sondaarmense, maar gebruik dit, Here, tot U eer en verheerlik, dat U seën daarop rus en dat dit vrug sal dra in mense lewens. Ons bid vir elkeen teenwoordig, o Vader, wat vanmôre hier is om vanuit U woord versterk te word in die geloof en gevorm te word om beter gelowiges in die wêreld daar buite te wees. Ons bid ook vir U wat nie kan wees nie, Here, weens omstandighede. Ons bid ook vir U wat nie wil wees nie, o Vader, dat U ons gebruik as getuies om ook daardie mense na uit U te wys.
vra dat U dit in hierdie paar oomblikke stil sal maak in ons harte, o Here. Dat ons in hierdie paar oomblikke sal hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons ook diep dankbaar sal wees, Here, vir U liefde en U genade, vir U seëninge wat U oor ons uitstort elke dag. Dat ons hier meer as enige ander plek opreg dankbaar sal wees vir al daardie seëninge wat ons so onverdien ontvang. Maar Here, dat as ons hier uitgaan, ons steeds daardie dankbaarheid sal lewe. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, uit Gesang 51, vers 1 en 2.
Jesus Christus in jou lewe vir jou gedoen het. Dit getuig tog immers ook net van 'n diepe dankbaarheid. Ek het al baie gesê, as ek 'n goeie spesialis het en ek het 'n besonder briljante oogspesialis, dan vertel jy dit graag vir die mense. As hulle 'n bepaalde oogprobleem het, dan sê jy vir hulle gaan soek. Want jy is dankbaar. Daarom getuig ons van dit wat die Here Jesus Christus ook vir ons gedoen het en steeds doen. Maar die vraag is vanmôre, is dit wat die Here Jesus Christus bedoel het? Toe hy gesê het, julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Matteus 28, vers 19 het hy gesê, gaan maak disippels van alle nasies. Hier 'n opdrag vir een vir my ook, in ons tyd ook, maar ek het in die begin gesê, maar ons skeep dit af. Is die waarheid? Ons skeep dit af. Die vraag is maar, hoe moet ons dan disippels maak van al die nasies? Op watter manier moet ons dit doen? Die kort in die hand daarvan, as ek met my moslim besigheidseienaar waar ek inkopies doen, moet praat oor geloof, wat moet ek vir hom sê? Moet ek vir hom vertel hoe die Here Jesus my gesond gemaak het? Of hoe moet ek getuig teenoor iemand anders? Gewoonlik, oor die algemeen, wanneer iemand 'n getuienis lewer, en so op 'n video wat rondgestuur word, of iewers in 'n kerk of 'n bijeenkoms, dan sal die mense vir jou sê, ek was bitter siek tot die dood toe. Die dokters het my opgegee en gesê, daar's geen hoop nie. Maar Jesus het my gesond gemaak. Hulle gaan getuig en sê, ek was in 'n verskriklike groot motorongeluk. Die voertuig was so plat soos 'n pannekoek en ek het sonder 'n skraapie daar uitgekom. Hulle gaan vir jou sê, ek het alles verloor in die lewe. My werk, my huis, my alles verloor. En vandag is dit weer 'n vermoorde mens. Jesus het dit vir my gedoen. In ander woorde, in 'n groot mate gaan die getuienis oor die feit dat die Here Jesus Christus my lewe hier op aarde, hier in die nou, op een of ander manier vir my beter gemaak. Beter gemaak in die sin van, hy het my gesond gemaak, so dit gaan beter. Beter gemaak in die sin van, hy het vir my dit wat ek alles verloor het, op 'n stadium teruggegee. Daarom gaan dit beter. En so kan ons voorbeelde noem. Dis oor die algemeen die inhoud van daardie getuienisse. En daarom dink baie mense, as ons praat oor die saak van getuie wees vir Jesus, dat dit is min of meer wat jy moet doen. Sommige mense dink, ek kan nie, my persoonlike lewe is my persoonlike lewe, ek kan nie soos daai ou daarvoor almal gestaan in die kerk en alles uitblaker nie. Ek kan dit nie doen nie, ek beskik oor daardie vermoë nie. Ek sê in my binnekamer, dankie vir die Here, of hoe ook al. Sommige ander dink weer, maar hoekom gebeur al hierdie wonderlike dinge net met hierdie een mens, nie met my nie? Hoekom kyk die Here net na hierdie ou en nie ook nie na my nie? Ek het al met verskeie mense gepraat wat in sulke situasies was wat juis hierdie vraag vra. Maar hoekom het die Here dan hierdie een gehelp en nie vir my gehelp nie? Hoekom het die Here vir daai een weer 'n werk gegee en nie vir my 'n werk gegee? Hoekom is daar een se lewe beter as myne? En baie gelowiges ontwikkel geloofskrisisse selfs, omdat hulle met sulke vrae worstel. Jy weet, ek hoor
Here se witbroodjie en noem verskeie voorvalle op. Hoe die Here vir my dit en dat gedoen. Ek is die Here se witbroodjie. Almal dat die toevallige persoon se lewe glad nie strook met die woord van die Here nie. Maar ek is die Here se witbroodjie. In ander woorde, die een gevaar verbonde aan hierdie vorm van getuienis is dat die lig op die mens kyk, asof jy die Here se witbroodjie is. En as iemand anders nou nie so geseënd is soos jy nie, wat ook finansiëel op die knie was, maar nog nie opgehelp is nie, dan moet daar fout wees met die geloof of iets van die aard. Want Jesus is goed, hy het my opgetel en my weer hoop en moed gegee. En weet jy, dit is die waarheid. God sorg vir ons elke dag. Ons is afhanklik van alles wat die Here vir ons doen. Daarsonder is ons niks. Maar die vraag is dit wat die Here Jesus in gedagte het, as hy sê, ons moet vir hom getuies wees. Hoe moet ons aan anders getuig? Die een gevaar wat ek net nog wil noem, broers en susters, en ek gaan kom by dit wat die Here Jesus self as 'n voorbeeld vir ons gegee het, is dat dit op 'n sekere manier gevaarlik is selfs, om dit jou getuienis aangaande Jesus te maak. Dit wat met jou as mens gebeur het. Dat die Here jou gesond gemaak het toe jy siek was, dank God daarvoor. Dat die Here jou beskerm het toe jy in 'n ernstige motorongeluk was, dank die Here opreg daarvoor. Want dis die waarheid. Maar, broers en susters, die gevaar is dat ons dan mense na Jesus toe lei om hom te volg om die verkeerde redes. Ek wil amper sê menslike aardse redes, aardsgebonde redes. Bedoelende, ons stel Jesus voor in ons getuienis as 'n wonderwerker, as dit ware. Ons lê klem in ons getuienis op Jesus as die wonderwerker. Gaan luister na dit alles. Hierdie verskriklike ongeluk, ek moes dood gewees het. 3 hartaanvalle onder operasie, en ek weet, dis die waarheid. En ek sê hier, ons dank die Here daarvoor. Maar die gevaar is, dat 'n mens aan die wêreld daar buite, aan die ongelowige, of die ou wat wandel in geloof, of die ou wat afvallig is, 'n Jesus as het ware verkoop, wat wonderwerke doen. En die klem lê daar. 'n Jesus wat wonderwerke moet doen dan eintlik ook. En mense word gelei na hierdie Jesus toe. Hulle sê maar dit moet met my ook gebeur. Ek wil ook, my lewe moet ook so aangeraak word. Ek wil ook so geseënd wees, maar ek wil ook gesond word. Gaan na hierdie Jesus toe. Aanvaar hom, hy sal kyk dat die dinge met jou beter gaan. Ons verkondig 'n wonderwerk en nie 'n verlossing. Daar's 'n baie groot verskil tussen 'n wonderwerker en 'n verlosser. Wat het Jesus self gedoen? Weet jy, Jesus het die mense op 'n manier verkwalik, verbied, om oor sulke dinge te praat. Ironies, ons lees byvoorbeeld daar waar Jesus die wonderwerk verrig het, waar hy 5000 mense met 5 visse en 2 brode versorg het hy agterna gewaarsku, want hy kon onttrek van daardie skare mense, oor die see van Galilea tot by Kapernaum gegaan, en toe is hierdie massa mense daar wat hom volg, want hulle weet wat hy gedoen het. En dan sê Jesus vir hulle, in Johannes 6 vers 26, dit verseker ek julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar
omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Jezus sê vir daai massa mense, julle het nou die wonderwerk gesien, en nou wil julle hê ek moet vir julle nog steeds brood en wyn gee, en brood en visies gee. Nou wil julle hê ek moet die hele tyd vir julle sorg. Dis hoekom julle my soek. Hulle soek hom om die verkeerde redes. Hulle gaan na hom toe om die verkeerde redes. Aardse redes. Aardsgebonde. En weet jy die interessante is, dalk het jy dit agtergekom, ek het dit vandat ek relatief klein is, en die ding my nogal gepla, ek het baie gewonder daaroor. Jezus maak 2 blinde mans gesond, laat hulle kan sien, en hy sê vir hulle, bly stil, moet dit vir niemand vertel. Jezus maak wat verlam is gesond, en hy sê, bly stil, en jy moet dit vir niemand vertel. Ons het ons gewees daar gelukkige hulpmiddele. En ek het vir van hierdie hulpmiddele in my Bybelprogramme, sowel as die AI's het ek gesê, kyk vir my, hoeveel gevalle is daar wat Jezus mense gesond gemaak het en gesê het gaan vertel? Hoeveel gevalle is daar wat Jezus mense gesond gemaak het met wonderwerke en gesê het, bly stil daar? En weet jy die gevalle waar Jezus gesond gemaak en gesê het, moet dit vir niemand vertel, en julle praat nie daaroor nie, is 100-maal verhonderdvoudig meer. Hy het hulle verbied om die wonderwerke wat hy gedoen het, oor te vertel. En daar was bepaalde redes. Daar was eintlik 2 redes. Ek wil vir eers lees, Matteus 12 vers 15 en 16. En groot menigtes het hom gevolg. Groot menigtes het hom gevolg. En 'n mens moet eintlik sê, halleluja, baie dankie Here, dat groot menigtes vir Jesus Christus volg. En dan staan daar, en hy het hulle almal gesond gemaak, en hulle streng beveel om hom nie bekend te maak. Groot menigtes, gevolg groot menigtes, hy het almal wat hom gesond gemaak en gesê, bly stil daar. Jy gaan nooit om vertel. 2 redes was eenvoudig dit. Eerstens, dit was nie die regte tyd en omstandighede nie. Ek gaan nie nou daarby stil staan nie. Tweede rede is presies dit. Want hulle het in groot getalle vir Jezus gevolg, omdat hulle gehoor het wat hy gedoen het. Omdat hulle van die wonderwerke, die wondertekens gehoor het. Daarom het hom gevolg. En Jezus het meermaal, ek het nou een voorbeeldjie aangehaal daar by Kapernaum, en Jezus het hulle gesê, kom soek julle my, julle soek my om die verkeerde redes. Op 'n geleentheid het hy gesê, julle is so ongelowige geslag, want julle soek net tekens. Julle soek na tekens, wondertekens. Skryf julle die teken van Jona. Julle is ongelowig. In ander woorde, die mense soek na Jezus om verkeerde redes. Jezus is nie die wonderwerker nie. Hy is die verlosser. As ons nou kyk na die apostel self, wat het hulle gedoen? Hoe het hulle Jezus verkondig? Hoe was hulle 'n getuie vir die Here Jesus Christus? Dan staan daar nog 'n baie duidelike prentjie by kom na vore. Die apostel Paulus het ek nou vir julle gelees in 1 Korintiërs 2, hy sê, ek gaan met julle oor niks anders praat as oor Jezus en wel oor hom as die gekruisigde. Weet jy, ons het nou, ek het die vraag gevra, waaroor getuig ons, waaroor moet ons praat, as ons die opdrag kry, wees my getuies. Ons het nou gesing, net na die skriflees. Daar is die man. Ga lees weer daar die gesang. Ga lees hom. Dit is ons getuienis. Dit is waarvan Paulus getuig, dit is waarvan elke apostel getuig. Gaan kyk byvoorbeeld weer, gaan vra maar die AI. Deesdae vra almal, almal gegoogel, nou is almal op die AI, né? Gaan maar na die AI en vra jy vir die AI daar, moet jy kyk. Waaroor die apostels getuig. Vra vir die AI, hy moet vir jy kyk daar in die Bybel. Hoeveel apostels het in hulle briewe geskryf oor ek was tot die dood toe siek en Jezus
sonde, verlorenheid van die mens. Die verlossing in Jesus Christus. Die ewige lewe waarvoor ons dankbaar moet wees. Dit was hulle getuienis regdeur. Niks anders. Daarom sê Paulus, ek wil julle praat oor Jesus as die gekruisigde en net daaroor sê. Paulus het getuig van hoe Jesus hom langs die pad tot bekering gebring het. Met ander woorde, Paulus het getuienis daar oor sy eie lewe is weer eens, ek was verlore. Ek was verlore en Jesus het my op die regte pad gesit. Dis getuienis. Ek stel hom nie voor as 'n wonderwerker nie, dit bewys hom as die verlosser. As die een wat jou van die verkeerde weg wil terugbring. Die een wat vir jou sondes aan die kruis betaal het. Die een wat aan jou die ewige lewe beskikbaar gestel het. Al die apostels skets vir ons 'n ander prentjie. 'n Mens moet baie versigtig wees oor hierdie goed, broers en susters. Ons wil mekaar bemoedig en ons moet mekaar bemoedig. Ons moet vir mekaar sê, ek was so siek, maar die Here het my gesond gemaak. Maar wat van die persoon wat net so gelowig, geweldig groter gelowig is ek, maar wat die Here nie gesond gemaak het? Maar wat ons almal in gemeen het, wat hier sit, ons kan hier sit elkeen met 'n eie verhaal vanoggend. 'n Eie verhaal van wat in ons lewens al met ons gebeur het. Elkeen van ons kan getuig hoe die Here ons al gehelp het op verskillende maniere. Wonderlik is die waarheid. Maar jy kan net soveel sit wat sê, maar ek sal 'n arme mens moet. Here, my nie eerlik gemaak nie. Ek gaan aan 'n dodelike siekte, besig om te sterf daaraan. Hoekom het die Here my nie daaraan gesond gemaak nie? Maar wat ons almal in gemeen het wat hier sit, is dat die Here Jesus Christus het elkeen se sondes aan die kruis betaal. Hy het aan elkeen van ons die ewige lewe geskenk. Elkeen van ons wat in geloof aan hom vashou, sal gered word, verseker die woord ons. Daarom sê die Here, ek sal jou gesond maak. Ek sal jou weer alles teruggee wat jy verloor het. Ek sal dit doen. Een ding wat hy sê, sal. En jy sal gered word. Wat die Here Jesus bedoel as hy sê, gaan getuig, gaan wees my getuies, gaan maak disippels van al die nasies, is presies dit. Ons gaan nie aan hulle 'n wonderwerker verkoop. Ons gaan aan hulle die verlossing van die sonde verkondig. En in die vraag, hoe praat ek met so iemand? Waar begin ek? Eenvoudig. Here was Katekismes graag en antwoord 2 gee vir ons heeltemal die antwoord. En ek het dit ook al baie gesê, dan nog nie hier nie, maar geweldig baie. As jy praat oor geloof, as jy getuie vir Jesus is, begin jy op een plek. Here was Katekismes graag en antwoord 2 sê, ek moet weet van sonde, ek moet weet van verlossing, ek moet weet van bly dankbaarheid. Dis die evangelie. Dis die evangelie. Dis wonderlik om te weet wat die Here Jesus vir my gedoen het. Ek was amper blind in my regte oog as jy heilige waarheid. As ek môre staan, is dit my baie sterk oog. Deur die genade van die Here, my vrou het net ken die tyd wat in die hospitaal in Terschot gelê, byna my oog verloor. Wonderlik. Maar ek gaan nie daardeur. Dis nie wat Jesus bedoel as hy sê, gaan maak disippels van die nasies. Dit gaan nie oor my oog nie. Dit gaan nie oor die feit dat ek alles verloor het en nou is ek weer opgelig. Dit gaan oor ek is verlore, sondaar. Weens my sonde. Dit gaan daaroor dat die Here Jesus het vir my aan die kruis betaal met sy lewe vir my sondes. Hy het my die ewige lewe daar gestel. Sodat ek uiteindelik, as ek my oop aarde toemaak, gered kan word. Weet jy hoe, ons hou daarvan om te luister, wanneer mense getuienis lewer oor hoe goed dit met iemand gaan met wie dit op 'n stadium sleg gaan. Want dis hoekom die mense dit getuig. Baie sleg
apostel se lewe. Hy sê, tot op hierdie uur ly ons honger en dors. Is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond. Hy sê, ons het nie op die verblyf nie. Hy sê, en swerwe ons rond. En ons soek dit met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, word ons vervolg, word ons belasting. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe, sê Paulus. So het sy in die apostelse lewens gelyk. Hulle is doodgemartel terwyl hulle geloof. Dink jy ons van iemand na die Here Jesus toe lei as ons vir hulle hierdie getuienis gee wat Paulus hier skryf? Moet jy dis nie maklik om 'n Christen te wees nie, sê hy. Dis partykeer hel om 'n Christen te wees. Jy word beproef en jy word getoets en jy word geslaan en jy word en hy noem dit op. Dis Christen wees. En miskien is ons geneig om juist hierdie deel van Christen wees een kant te skuif. Ons luister net na die getuienis wat sê, hoe lekker is dit om Christen te wees. Hoe baie die Here Jesus vir my gedoen. Hoe het hy my dit en dit en dit gedoen. Dis wat ons graag wil hoor. Almal van ons gaan dood. Almal van ons gaan of ewige lewe of hel. Dis wat saak maak, nie of ek op aarde dit of gedat of iets van die aard doen. So as jy en ek hier uitgaan om getuie vir die Here Jesus Christus te wees, gaan ons na die mensdom toe en ons sê jy is verlore in jou sonde. Want iemand wat nie weet dat hy sondaar is en wat beteken om sondaar te wees, die gaan nie vra, red my. So ons begin in alle opsig met die besef van sonde en verloring. En dan kom die wonderlike boodskap, nie net daarna, maar jy's gered. Jy's verlore, maar jy's gered deur die bloed van Jesus. En dan vra dit van jou 'n lewe van dankbaarheid. Mag die Here gee dat u en ek op so 'n wyse vir hom waarlik getuies sal wees. En oor die wêreld getuig van wat die Here Jesus vir ons gedoen het, deur dat hy vir ons aan die kruis gesterf en die ewige lewe vir ons daar gestel het. Afsluitend, broers en susters, baie belangrik, het nou nog opmerking gemaak. Iemand wat die hele tyd praat van ek is die Here se prooi. Getuig. Die Here het vir my dit gedoen, die Here het vir my dat gedoen, die Here het vir my wonderlik. Maar daardie persoon se lewe trek 'n streep deur daardie getuienis. Daar is 'n uitdrukking wat sê woorde wek, maar voorbeelde trek. Jy ken dit. Ek kan hoe mooi getuig met hierdie mond van my oor die sonde en die verlossing en die baie dankbaarheid. Ek kan hoe mooi getuig oor dit wat die Here alles vir my en my lewe gedoen het. Maar as my lewe nie in ooreenstemming is met wat God in sy woord van ons vra en die plek gesteek daarin, is ongelukkig die heilige waarheid. Daarom moet ons as Christen gelowiges, wat vanmôre hier in die kerk sit en die wat nou daar buite is, maar ons is die wat dit hoor. En ek vanmôre ook vir myself die vraag afvra. In watter mate trek ek dan 'n streep deur my mondelinge belydenis, deur die manier hoe ek lewe. As die mense na my lewe kyk, as die mense my sien wat Vrydag aand is of wat Saterdag aand is of wat Sondag aand is of wat ook al, en hulle kyk na my en hulle sien wat ek doen en hoe ek lewe, gaan hulle 'n getuienis van Jesus Christus daarin sien. Of wat gaan hulle sien? Ag die Here gee dat ons in woord en daad dankbare getuies van die verlossing van Jesus Christus sal wees. Dat ons soos Paulus sal sê, ek gaan met jou oor niks anders praat nie as oor Jesus en oor hom as die gekruisigde doende, julle kruis evangelie. Mag die Here ons daarin genadig wees.
Primaal heilige God en Hemelse Vader, ons staan vanmôre voor U skuldig. Vader, ja, want elkeen van ons op 'n manier, deur ons doen en late, maak ons daardie getuienis wat ons moet lewer ongenaamd. Ons staan voor U skuldig, Here. Ons verdien niks anders as U oordeel. En daarom, Here, het ons ontsaglike dankbaarheid in ons harte, dat U Seun Jesus Christus met sy lewe en sy bloed vir ons sondes aan die kruis betaal het, sodat ons vrygespreek kan word, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Here, maar help ons, want dit beteken nie omdat daar vir ons sondes betaal is, ons gaan nou maar in die sonde volhard nie, want dan maak ons U genade goedkoop. Help ons, Vader, om daarom so te lewe dat ons lewens inderdaad ook 'n getuienis sal wees van U verlossingswerk. Stuur ons uit, o Vader, om na buite te gaan getuig oor die sonde, die verlossing en die dankbaarheid wat moet wees. Ons dank U, Here, dat U groot en goed is vir alles wat U elke dag vir ons doen. Here, maar ons besef dat hier op aarde is dit maar tydelik. Hier op aarde, Here, is daar baie tekortkominge, is daar baie uitdagings, is daar baie probleme waarmee ons moet elke dag te doen kry. Skenk ons die krag, Here, om dit te bowe te kom, maar bowe alles, om in die geloof te volhard, sodat ons ook uiteindelik vrygespreek voor die hemeltroon kan staan, en al die vrede en liefde wat daar in die hemel is, ook sal kan beleef. Gaan met ons in die res van die dag en ook in die nuwe week wat voor lê, Here. Hoe kan bewaar ons as dit U wil is, bring ons volgende Sondag weer hier mekaar. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons slotsang, broers en susters, van ons Here die geld opneem aan is reg. Ons slotsang is dan Gesang 43, vers 3 en 4. gemeenskap met die Heilige Gees met u almal wees. Amen.
hulle afkondigings, ja, ons journaliste is gewoond eintlik besoekende journaliste, ons almal sê ons speel hulle. Baie dankie aan ons aflosjournalist môre, dit is Johan, né? Baie dankie dat hy ons uitgehad by die kerkraad het vir Linda bietjie afgegee vandag om by toe te wees. Soos jy weet, is sy weer in die hospitaal toe in Hennekoen. En ek het vanmôre met Linda gepraat, het gaan daarom weer beter. Gister was sy bietjie bekommerd, toe was sy weer baie deur mekaar en slaperig en alles, maar vanmôre gaan dit weer, gisteraand sê ons het vanmôre toe vandag gepraat het met hom nie, maar gisteraand al die heelwat beter gegaan. Ons is dankbaar daarvoor, maar ons het daartoe nog afgegee om die dae om te kan lees, anders moet ons in 'n spesiaal inruim om ons speel. So baie dankie ook vir ons soekerorgelis die uithaal. Broers en susters, ons vra dan ook voorbeding vir die volgende ouens, broer Ouderling Hennekoen en suster Mabel Skols, die suster nog Ankerij, suster Yvonne Degenaar, wat deur die genade daarom hier saam met ons in die rolstoel sit, maar wat herstel van behandeling kry en herstel vir ons van die bloedkanker. Dani Lombard, wat thuis herstel, klein Hildart is alweer hy is op die see, ons kan maar afhaal. Gelukkig die kinders herstel ons vinniger as ons ou mense. Nee, wat hy al weer, met die gat in die pomp die strandrol. Baie dankie daarvoor, suster Elbie Potgieter, wat ook nog met die kanker worstel, Reine Kooi, die Alison van thuis, Frida Lourens, wat in die siekeboeg ook herstel, en broer Henny Skols, hy is in die hospitaal, ek weet nie, dit gaan nie vir my goed met hom nie, ek was donderdag ongesiene gekry, hy reageer so glad. Ek kon nog by die leksie oor, dit nog vandag met hom gaan. En die Gildenhuis wat 'n beroerte gehad het, wat thuis herstel, maar hy is in die veld, hy boer. Ek het 'n paar keer met hulle gepraat, hy boer. Ekskuus broer, Loodvorie, wat infiseer dit, gaan met hom ook heel wat beter, ek het hom nooit Vrydag gesien gekry, en hy lyk besonder goed, ons is dankbaar daarvoor. En dan, suster Marie de Jager, hulle nou moet ek jou skrif, ek sukkel met my eie, nee, dit erken ek. Sedelike beroerte herstel, baie dankie, ek kom reg gelees. Ek kan daarom my graad 1 juffrou die skuld gee, dis die waarheid nie, ek is links, ek is regs konservatief, maar ek is linkshandig gebore, my ma se skuld. Linkshandig gebore, en die juffrou kan graad in daardie jare nie jou gevoed, en ek jou gedwong om regs te skryf. So ek skryf vandag regs, maar ek skop nog links. Nou skryf ek so lelik, want dit is my juffrou se skuld. Ek weet nie wie se kan die skuld nog hier nie. En dan kom Hercula skryf om my in die Corrie Kerk, die ons van tyd tot tyd, hy is ook nog gewoon in die hospitaal geworden, en hulle kontak gehad, dit gaan daarom ook al weet. So baie sterk aan almal wat seker ongesteld is. Daar staan, 12de Julie, Sarina van Joen, die 13de Arina Goosen, die 14de Dirk de Broek, ook die 14de Oudering Koet van Straat, die 17de Harry Burger Jr. en die 18de Susan Botha, hy stop daar. Mag ek vir julle almal ook baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar wees. Onthou dat ons vakansietyd nou nie Bybelstudie het nie. En ook nie verbondsonderrig nie. Daar is nog een na die erediens. En dan in die kerkraad gevra, eintlik is dit ook Willem se skuld. Hy het dit op my gesit. Die kerkraad vra tog dat ons met die broers en susters, die susters, wat in die moederskamer by tye sit. Hulle sal vra dat hulle die kleintjies so bietjie onder bedwang sal probeer hou asseblief. En ook maar nie so baie kuier in die moederskamer nie, want as hy deur oop gaan, dan is hier 'n redelike geraas wat hier deur kom kerk. Maar ek wil terselfdertyd vir die gemeente ook vra, dat ons nou nie die mamas wat met die kleintjies in die kerk sit, so kwaai moet wees, onnodig kwaai moet wees nie. Want weet jy, hoe gaan die kind anders in die kerk groot word en leer wat hier alles gebeur,
as ons hulle die hele tyd weg. Nee, so wees maar geduldig ook asseblief. Vir my bly die oplossing van kleins af, 'n kind word in die kerk grootgemaak. Nee, moederskamer is 'n noodgeval. Maar as hulle dan 'n moederskamer moet gaan, kyk tog asseblief dat hulle daar op leer om stil te sit. Dis die groot geheim. Daar kan jy dit net doen sonder hulle nou vir 'n kwessie wat die agter sit kwaad maak, omdat hulle die hele tyd mekaar se hare trek. Maar leer hulle nou in die konsistorie, in die moederskamer, om op mekaar se hare die hele tyd te trek. Laat hulle maar probeer om daar rustig en stil te wees, en as hulle dit geleer het, dan spreek ons so stadig in die kerk. Maar vir my, die belangrikste, ek sluit af, as jy kundige, wat die dominee was in die hervormde kerk, daar weet nie van hom, party van die dokter Van die dokter Jacob, hy was al jante sielkundige die beste in die land. Altyd my lidmaat besoek gestuur. Maar hy was ook hervormde dominee tot hy voltyds in die sielkunde, hy het altyd vir ons gesê. En dis die groot geheim, hoor mooi, die mamas wat hier is, die van julle, die diakens is weg, hulle moet nog paas en maas word, of paas word, ek kan nie maas word. Maar die groot geheim het dokter Jacob gesê, wanneer hulle maar eintlik in die kerk is, elke sondag is wanneer sy swanger is. Want, daai babatjie binne, hoor die geluid, hoor die dominee se treurige stem, hy hoor die orgelis, hy hoor die gemeente sing, en die stem. Hy het vir ons so verduidelik, ek kom gevra met my gemeente, om te kom praat na en sy was daar te vertel uit. Sy die belangrikste is daar die tyd van sonderskap. As 'n babatjie gebore word, dan is dit net 'n kwessie van oor dit nou dit lyk. Iets van die aard, dit is ek my eenvoudig kan herinner. Maar hulle is die geluide, alles gewoon. So kom ons wees geduldig met ons kleintjies asseblief. Hulle moet in die kerk groot word. Maar as ons moederskamer toe gaan, mamas asseblief, leer hulle tog daar op maniere wat hulle weet dit is dieselfde as die kerk. Daar gaan nou nie moeilikheid wees. Baie dankie broers en susters, daar is nie moeilikheid nie, daar is koffie en tee. Na die diens. Geniet die dag van ons.